Hi graad 8, dit is vandag Dinsdag die 26ste, baie welkom by vandag se klasie. Nou voordat ons begin met Dinsdag se werk, gaan ons net gou die twee oefeninge wat ons gister moes doen, net gou merk. Oefening 21.10 en 21.11. So ons begin gou met oefening 21.10. Goed, hier is ons by oefening 21.10. Jy moet daardie tabelletjies gaan voltooi het. Nou heel eers die eerste enetjie is 250, dan is dit 258, 266, 274 en 314. En dan moet jy die reël neergeskryf het. Nou ek gaan nou vir jou daar toe gaan na die reëls toe. Ek het dit op 'n ander bladsy gedoen. Nommer 2 is 80, 128, 176, 224 en 560. Nommer 3 is 650, 665,50, 681, dan is dit 696,50, dan is dit 820,50. Ok, dan gaan ons aan nommer 4 toe, dis dan 58, dan is dit 68,50, dan is dit 79, 320,50 en dan 1948. Nommer 5 is 1.5 of dan 1,5, 2 en dan 2,5 of 2.5, 3 en dan 3,5 of 3.5. So ek gaan nou gaan dat ons die reëls gaan merk. Goed, graad 8, so hierdie is nou dieselfde oefening, nog steeds oefening 21.10, maar hierdie is nou net die reëls wat jy in die laaste blokkie moes geskryf het. Y is gelyk aan 8n plus 250. Nommer 2, y is gelyk aan 48n plus 80. Nommer 3, y is gelyk aan 15.50 of 15.5n plus 650. Y is gelyk aan 10.50 of 10.5n plus 58. En dan die laaste enetjie, y is gelyk aan 0,5n plus 0,5 of y is gelyk aan 0.5n plus 0.5. Enige een van daai tweeetjies is reg, want is 0,5 en 0.5 is dieselfde as 0,5. Goed, dan beweeg ons na 21.11 se antwoorde toe. Nou heel eerste by nommer 1, nou joune hoef nie presies dieselfde antwoorde as myne te wees nie. Die idee moet net dieselfde wees. So by nommer 1a sê hulle vir jou, bou driehoeke deur met 3 vierhoutjies te begin en elke keer 2 vierhoutjies by te voeg om die volgende prentjie te kry. Dan nommer B het hulle vir jou tabel gegee. En jy moet die tabel ingevul het. So die eerste enetjie het 2 vierhoutjies gehad, die tweede enetjie 4, derde enetjie 5 en die vierde enetjie 9. Dan kom ons by C, die reël is 2, y is gelyk aan 2, x plus 1. Dan die volgende enetjie is x is jou vloeidiagram wat jy in moes gevul het. Dan nommer 2a, bou vierkante deur met 4 vierhoutjies te begin en elke keer 3 vierhoutjies by te voeg om die volgende prentjie te kry. Dan gaan ons na die tabel toe, die eerste prentjie het 4 vierhoutjies gehad, die tweede prentjie 7, die derde prentjie 10 en die vierde 13. Sy reël was dan y is gelyk aan 3x plus 1. Nommer D is 'n vloeidiagram, daar is 'n vloeidiagrammetjie wat jy moes ingeteken het. Dan skuif ons aan na nommer 3a toe. Begin by 8 en tel elke keer 4 by om die volgende getal te kry. Volgende ry te kry. Dan gaan ons na die tabel toe. Die tabel was dan die eerste enetjie het 8 gehad, 2 was 12, die derde een het 16 gehad, die vierde een 20. Sy reël was 4x plus 4 en dan is dit sy vloeidiagram. En dan skuif ons na 4 toe. Jy begin by minus 1 en trek elke keer 3 af om die volgende getalle in die ry te kry. So die eerste een was minus 1, die tweede een was minus 4, die derde een minus 7 en die vierde een minus 10. Dan beweeg ons aan met C. C is gelyk aan y is gelyk aan minus 3x plus 2 en D het sy vloeidiagram gehad. Nou begin ons met vandag se werkies. Onthou om 'n lyn te trek asseblief. Okay, goed, so wat ons vandag gaan doen, is jy trek 'n lyn, jy skryf vandag se datum en jy skryf tema 22 algebraiese vergelykings. Dis jou volgende opskrif, algebraiese vergelykings. Dan gaan ons skryf, die vorige temas het ons geleer hoe om eenvoudige vergelykings op te los deur inspeksie.
Byvoorbeeld, so ek het nou 2 voorbeeldjies hier vir ons gedoen. Die eerste een is die som, x plus 4 is gelyk aan 10. So hulle wil weet wat is x. So ek het 'n blokkie geteken in x se plekkie en gesê, wat plus 4 is gelyk aan 10? Dis 'n lekker maklike sommetjie, dis 6 plus 4 is gelyk aan 10. So dit wil sê, laat x gelyk is aan 6. Dan ons volgende voorbeeldjie wat ek gedoen het, 12 minus a is gelyk aan 3, so eintlik wat hulle weet, wat kom in a se plekkie, so 12 minus wat gee vir jou 3, so 12 minus 9 gee vir my 3, dit wil sê a is gelyk aan 9. Nou gaan ons bietjie moeiliker sommetjies doen, dieselfde konsep, net 'n klein bietjie moeiliker. So nou beweeg ons aan, die voorbeeld is, los op vir x. So nou gee hulle vir ons en hulle sê 19 plus 2x is gelyk aan 25 minus x. So nou het jy 2x hierso. Nou heel eerste wat ons moet weet, is ons moet weet dat daar alfabetkant is en 'n getalkant is. Nou dit maak nie saak, die alfabet kan aan die linker of die regterkant wees en die getalkant kan aan die linkerkant of aan die regterkant. Maar as er een aan die linkerkant is, moet die ander aan die regterkant wees, en as daai enetjie dan aan die linkerkant is, moet hy aan die regterkant wees. So elkeen van hulle moet net aan die ander kant wees. So heel eerste wat ek doen is, ek gaan besluit eers, watter van hulle is getalle, en watter van hulle is dan in die alfabet. So 19 is net 'n getal, so ek het hom met groen gaan omkring. Plus 2x is die alfabet, want 2 en x is vas aan mekaar en x is 'n alfabet, so hierdie ouetjie val in 'n alfabet. Ek vat altyd die teken vooraan, saam met die getalletjie. En dan 25, omdat hy nie 'n getal vooraan het nie, is dit positief, en 25 is dan ook 'n getal, en dan minus x is dan die alfabet. Nou moet ek besluit, watse kant gaan ek die alfabetkant maak. So in hierdie geval het ek besluit, ek gaan die linkerkant die alfabetkant vat, want hy het 'n positiewe 2x aan hierdie kant, en tussen die 2 is die linkerkant se x dan die meeste, so ons gaan al die alfabetkant aan die linkerkant maak, en die getalkant aan die regterkant. So wat ek dan nou doen, is ek los 2x net hier, want hy is klaar aan die linkerkant van die is gelyk aan teken. Die minus x is aan die regterkant, so ons moet hom oorvat na die is gelykant toe, na die linkerkant toe, na die alfabetkant toe. Nou, omdat ons die minus x, as ons hom oor die is gelykant teken vat, dan word hy 'n plus x. Nou, die 25 los ons net daar, want ons het nou klaar besluit, die alfabetkant is aan die linkerkant, en dan die 19, wat nou aan die linkerkant is, moet nou na die regterkant toe beweeg, so 19 moet nou, omdat hy positief is, omdat nou niks voor hom staan, is hy positief, ons moet hom oor die is gelykant vat, om na die 25 se kant toe te vat, dan word hy minus 19. Dan staan nou 2x plus x is gelyk aan 25 minus 19. Nou 2x plus x is 3x, en 25 minus 19 is 6. Maar nou wil hulle weet wat x is. Hulle sê vir my, heel bo sê hulle vir my, los op vir x. Hulle sê nie vir jou wat's 3x nie, hulle soek x alleen. So om die 3 weg te kry, deel ek hom deur 3 aan die linkerkant en aan die regterkant. Want wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant ook doen. En 3x gedeel deur 3 is dan net 1x, en 6 gedeel deur 3 is 2. So x is gelyk aan 2. So ek gaan gou vir ons nog 'n voorbeeld, ek het daarom 3 voorbeeldjies wat ons hier gaan doen, net om seker te maak julle verstaan dit. Nou wat ons hier gaan doen, jy sal sien weer eens, hulle vir my los op vir x. Ek het 6x plus 20 is gelyk aan 80. Nou is dit lekker maklik, ek besluit sommer my alfabetkant is die linkerkant, omdat daar net 1x aan die linkerkant is. Dan is daar 2 getalle, en die 80 is klaar aan die regterkant, so dan moet ek net die 20 na die regterkant toe kry. So ek los 6x bly net daar, plus 20, maar nou oor die is gelyk aan gaan na die 80 toe, 80 bly net so, plus 20 gaan oor en hy word minus 20. Nou staan daar 6x is gelyk aan 80 minus 20, nou 80 minus 20 is dan 60, so 6x is gelyk aan 60, maar ons wil nie 6x hê nie, ons wil x hê. So ons deel hom deur 6 om hierdie 6 weg te kry, ons deel hierdie kant ook deur 6, want wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant doen, en dan is my antwoord x is gelyk aan 10. So beweeg ons nou na die derde voorbeeldjie toe, weer eens los op vir x, ons kry y is gelyk aan, of los op vir y, ekskuus, daai los op vir x moet eintlik wees los op vir y.
So y is gelyk aan 3y minus 18. Nou ons het net een getalkant, so ons maak hom sommer aan die regterkant en my alfabet aan die linkerkant. So daai, of nee, ekskuus. Dis heeltemal verkeerd. Ek het besluit om die y, omdat hierdie kant meer eie het, aan die regterkant, het ek besluit om daai minus oor te vat na die linkerkant toe en hierdie y oor te vat na die regterkant toe. So 3y bly net daar, minus 18 word nou oor die is gelyk aangevat, so hy word plus 18, en hierdie y word oorgevat na die 3y toe, en hy word dan 'n minus y, so dan is daar 18 is gelyk aan 3y minus y, en 3 minus 1y geef my 2y, so dan is dit 18 is gelyk aan 2y, maar ek wil nie 2y hê nie, ek wil y hê, so 2 gedeel deur 2 geef my, of 2y gedeel deur 2 is y, en 18 gedeel deur 2 is dan 9. Dan nou vir vandag se huiswerkies gaan ons oefening 22.2 doen, hy is op bladsy 252. Hier sê hulle vir ons, skryf die pare koördinate van die tabelle hieronder in die vorm x en y neer. Goed, so hulle sê vir my, ons moet nou die koördinate hieronder in die vorm x en y gaan skryf. Nou dat ek onder x en y gaan skryf. Nou hulle sê vir jou, jy moet hom in daai vorm gaan skryf. Hulle sê vir jou presies watter een is x, die boonste ry is x en die tweede ry is y. So hierdie tweekies is pare en daai tweekies is 'n paar en daai tweekies is 'n paar en daai twee is 'n paar en daai twee is 'n paar. So die eerste twee paartjies gaan wees minus 4.8. Minus 4.8. En dan my tweede paar gaan wees minus 2.4. Dan 0.0. 2.-4, 4.-8. So dis lekker maklik koördinate wat ons daar gaan moet doen. Dan by nommer 2, sê hulle vir ons moet net die tabel gaan voltooi. Hulle gee vir ons 'n formule. En jy moet die tabel gaan voltooi by nommer 1 en 2. En dan kom ons nou by die nuwe sommetjies wat ons gedoen het, wat ons dan gaan los op vir die vergelyking en inspeksie. So jy gaan M moet gaan uitwerk, en jy gaan x moet gaan uitwerk, en dan vir y, en dan weer vir x, en dan by nommer 4 dieselfde, en dan nommer 5 gaan jy 'n woordsommetjie doen. Ons gaan nie nommer 6, 7 en 8 doen nie vir die oomblik vir nou nie, omdat ons nog nie meetkunde klaar gedoen het nie, graad 8, so jy gaan net nommer 1 tot 5 doen. So dan jou huiswerkies vir Dinsdag, wat jy dan vir Woensdag moet klaar hê, is dan oefening 22.1, bladsy 252, net nommer 1 tot nommer 5. So jy moet 1, 2, 3, 4 en 5 doen. Sterkte graad 8, onthou jy met die tabelletjies afteken, en jy moet 3, 4 en 5 se bewerkings ook mooi doen. Sterkte, sien julle môre.